Goeiedag en baie welkom in die tweede week van Advent. In die tweede week van Advent is ons besig met die tema van vrede. En hierdie vrede wat God bring is nie 'n oppervlakkige of 'n goedkoop vrede nie, maar is diep en is omvattend. En hy bring homself as vredevors, dat die kind van vrede ook gebore is. En vrede is diep gewortel in geregtigheid, vergifnis en 'n omvattende herstel. Mag dit so wees dat jy in hierdie week waar ons die tema oor vrede bedink, iets daarvan beleef. En dit ook dalk tot vrede genooi word om vrede raak te sien, om vrede raak te leef. Dit het uiteindelik, wanneer ons met Kersfees besig is, met Advent besig is, dan dink ons ook dat as Christus is gebore, maar hoe word hy opnuut ook in ons lewens gebore? Ons gedeelte is Psalm 72. Ons lees vers 1 tot 7. Leer tog die koning, o God, om te regeer volgens u wil. Leer die koning om die reg te handhaaf soos u dit wil, sodat hy regverdige beslissings oor die volk sal vel en aan die verdruktes reg sal laat geskied. Laat berge en rande hulle verbly oor die vrede en reg van die volk. Laat die koning die reg van verdruktes onder die volk beskerm. Laat hy armes te hulp kom en verdrukkers verbrysel, sodat die mense u kan dien solank as die son en die maan daar is. Van geslag tot geslag mag die koning vir sy mense wees soos die reën vir die plante, so swaar reëns wat die aarde deurdrenk. Mag die reg onder sy regering floreer en mag daar vir altyd groot voorspoed wees. Hierdie sterk tema, mag die koning vir sy mense wees soos reën vir die plante. Dat ons weet dat Jesus, toe hy as die koning van die Jode beskryf word, dit was die groot draaipunt wat gemaak het dat hy homself, of dat hy deur die godsdienstige leiers geteken word, en dat dit was die laaste strooi gewees. Maar in hierdie Psalm dan hoor jy iets van hoe enige koning 'n agent word van God se herstel. Vers 4, hy beskerm die reg van die verdruktes, van die wat verdruk is. En 'n koning is vir sy mense soos die reën vir die plante. En mag die lewe vir hulle altyd voorspoedig wees. Dit is amper 'n versigtiging, en dat ons amper daarvoor pleit en sê, maar hoe wonderlik sou dit wees as ons wêreld sulke leiers gehad of sulke regerders gehad het. En ek dink die uitnodiging in Advent is steeds daar om daarvoor te bid, maar ook daar waar ons lei, daar waar ons leiers is, waar ons oor mense moet besluit, oor mense moet bestuur, in die kleine, is ek goed vir hulle soos mense of soos reën vir plante. Mag met die groot verantwoordelikheid wat ons het om mense te lei of om plekke te wees waar ons mense en hulle toekoms bestuur. Miskien is jy 'n boer wat 'n klomp mense onder jou het. Miskien is jy betrokke by 'n skool of van 'n maatskappy of van 'n onderneming. In die feestyd en in die Kerstyd bring daar dalk iets dat opnuut weer mense beleef. Ek dink sommer net baie keer aan die kassiere op 'n vakansiedorp, terwyl ons met ons handdoeke om ons lywe en met ons sandvoete en plakkies kom inkopies doen, is hulle in hulle uniforms besig om jou goed op te lei.
Dit is amper 'n beeld waar sekere mense kan nie vakansie hou nie. En ek dink in hierdie feestyd is dit baie belangrik om wanneer ons mense om ons raak sien, mag ons goed wees vir hulle, mag ons vir hulle 'n seën wees. Ons bid saam. Here ons God, maak ons stil genoeg om U woord te hoor. Breek deur die lawaai van ons wêreld en bring ons tot rus in U teenwoordigheid. Mag U woord vir ons vandag 'n saad van vrede wees, wat wortels skiet en begin groei, sodat ons nie net sal hoor nie, maar ook sal leef soos U mense. Amen. Seën vir jou ook in hierdie dag. Mooi bly.